sê daarom omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees. 'n onwankelbare koninkryk. My liewe broer en suster en my liewe vriende, Farao het 'n koninkryk gebou en dit het geval. Koning Dawid het 'n koninkryk gebou en dit het geval. Nebukadneser het 'n koninkryk gebou en dit het geval. Napoleon het 'n koninkryk gebou en dit het geval. Alle aardse koninkryke gaan die weg van die aarde, maar God bou 'n koninkryk wat nooit sal wankel nie. Sy koninkryk bestaan uit mense wat aan hom behoort, mense wat die Here Jesus aangeneem het. Die koninkryk van God, hierdie onwankelbare koninkryk van God, bestaan uit bloedgewaste sondaars, uit mense wat op 'n geleentheid aan die voet van die kruis gekniel het, as sondaars hulle skuld bely het en die Here Jesus in hulle harte en in hulle lewens genooi het, en kinders van God is, behoort aan hierdie onwankelbare, wonderlike koninkryk van Jesus Christus, weergebore sondaars. Dis al voorwaarde, dis al kwalifikasie vir hierdie koninkryk, vir hierdie hemel van God, en dit is wedergeboorte. Voorwaar, 'n dubbele eedswering. God het gesweer, as iemand nie weergebore word, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Ja, en hierdie koninkryk van God behoort weergebore sondaars, wat op aarde in hulle sonde na Jesus gekom het, en God vertrou het vir die wonderwerk van weergeboorte, van hernuwing en vernuwing. Van die vernuwing van 'n sondaar tot 'n kind van God, van 'n helleling na 'n hemeling, van die koninkryk van die duisternis en van die koninkryk van die Satan tot die koninkryk van die lig, tot die koninkryk van God. My liewe broer en suster, dit is wat redding is. Dis wat redding is, deur die bloed van die Here Jesus. Ek en my vrou het daar by die huis vandag gepraat daaroor. Hoe 'n wonderwerk is weergeboorte, is redding. Dat God hierdie mens, hierdie vreeslike mens, in rebellie teen die Here, in eie sin en eie wil, op sy eie pad, op sy eie weg, kan verander, kan omskep, kan vernuut, tot 'n nuwe skepsel in God, 'n nuwe skepsel in die Here Jesus, waar hy van hierdie helleling 'n hemeling maak, hierdie kind van die Satan, tot 'n kind van God. Vriende, God sal nie kinders van die duiwel in sy koninkryk toelaat nie, maar net kinders van God, deur die wedergeboorte, deur God, nie uit die wil van 'n mens of uit die vlees nie, maar uit God gebore.